Kom ons bid. Aba Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie vir elke man, elke boeta wat hier is. Heilige Gees, ons verwelkom U. U is altyd in ons, by ons, om ons. Elke oomblik vir oomblik. Ons wil nie net verwelkom U, maar ons wil net vir U sê, U is die een wat ons lei vanoggend, soos dat ons osself neerlê, gees, siel en liggaam. As U ons nie lei nie, dan wil ons nie hier wees nie. En dankie dat ons weet, U groot genade oor ons, dat as die bloed van Jesus oor ons kan pleit, daai muur van vuur om ons, en dat U ons in 'n gees van wysheid, kennis en insig lei, in alles wat ons sê. En ons prys die groot en almagtige naam van Yeshua Mashiach. Thank you Lord. Amen. Amen. Maar ek wil net iets deel oor God's timing, God's perfect timing in die tyd waarin ons leef. En dat julle net sien hoe bevoorreg ons is om in hierdie era te leef, in hierdie generasie te leef en in hierdie tyd te leef. Ons gaan nou net terugkom, daar's 'n vers, julle kan so lank vir my kyk, maar ek dink is in Matteus 19, dink is by die einde wat hy, of Lukas 19, die einde wat hy sê, and they have missed the time of his visitation. En wat ek sien, ons leef weer in daai tyd, waar daar tye kom waar die Heilige Gees besoeke kom aflê, en wat ons the time of his visitation kan mis. En dit is belangrik om ingeplak te wees by die Heilige Gees, as ek dit so kan sê. Dis 'n kragprop. Jy kan jy kan 'n blender hê, en jy kan die duurste blender koop by Kloppers of by enige plek, by Makro wat daar is, die duurste blender. Maar as jy hom by jou huis vat en jy haal hom uit die boks uit en jy het sy manual gelees en jy het alles gedoen, jy gooi alles in wat daar moet wees, en die oomblik as jy die plak aansit, is daar nie elektrisiteit nie, dan beteken daai blender 0 vir jou. Maar jy kan die goedkoopste blendertjie vat, en jy prop hom in by 'n huis waar daar krag is, as jy hom aansit, dan doen hy sy werk. Amen. So, om nie ingeprop te wees by die Heilige Gees, is om nie sy stem in tyd te hoor, veral nou is dit belangrik. Nou wil ek terugkom, hoekom sê ek dit? Ek wil vir julle iets wys. In 2004, toe was Gerard Nel van Jerusalem. Hulle is nou in die 20 jaar in Jerusalem, sy vrou hulle. Hy is oorlede, ek dink 2017. Maar in 2005 in Bloemfontein, toe bring hy 'n profetiese woord hier by 'n konferensiesentrum. Daar was so 150 mense. En die woord wat hy bring, gaan oor key cities en gate cities in Suid-Afrika. Nou, ek wil vir julle die klip speel. Kom ek kry net die volume. It seems like Hopetown is insignificant, but that town was raised with the specific purpose of being a gate for them. Not just for that, but also for the mining industry and how they raped the country from their wealth. Another place that seems insignificant to people is Allowal North. It's a key city. That's where the pioneers crossed the Orange River. You see, we need to understand what has happened in history, because from history we can find these gates, these places. There are 3 capital cities in South Africa. The one is Cape Town, the one is Pretoria, and the other one is Bloemfontein. Bloemfontein is a key place in God's plan for what will happen in the nations in the end times. We have identified 20 of these key cities, capital. So hy het 'n hele studie oor dit gedoen. So in dit kom ek gaan net terug. Tianel, hulle was hier
en ek gaan nou terugkom na dit toe, maar ek wil na iets anders bring, die Gerrit se seun. Hulle was hier Vrydag. Nou, daar stuur Israel vir my 'n boodskap. Hy sê, vir Dinsdag, hy sê ek moet hom verskoon, vir Dinsdagoggend. Hy sê, hy's in Allewal Noord vir die week, en hy's daar besig met 'n uitreik. So, gisteraand, die stuur hy vir my, die foto's van Allewal Noord. Net dat julle 'n idee het en kan sien hoe dit daar gelyk het. Okay, nou in dit, Royes kom gisteroggend, Sondag hier aan, Maandagoggend, toe gaan hy stuur vir my hierdie, hy is op pad Allewal Noord toe, maar hy het nie geweet Israel is daar nie. En toe hy daar kom, te sien hy die plakate van Israel, en sy span gaan en hulle begin plakate uitdeel. In Allewal Noord vir Israel. En ek sien die liggaam van Christus begin hande vat. Hy sê, en soos wat hulle plakate uitdeel, kom haar siele tot bekering in die strate. En ek sê, dankie Jesus vir wat jy doen, maar jy sien, Gerrit het die woord gehoor destyds. Nou, in dit, ek wens ek kan daai ding download wat Sondag, alright, maar ek moet nou terug gaan na ander woord toe, dat ek hier na toe gaan. And he came into the country, ons gaan lees na Lukas 2 en 3 in 1, en dan gaan lees ons John the Baptist, hoe hy hoe hy die woord Zechariah, sy pa, in die tempel ingegaan, en toe staan die engel Gabriel langs hom, by die incensaltaar, en hy gee vir hom 'n woord, dat Elisabeth sy vrou gaan swanger raak. Maar die Heilige Gees het op hom gekom, toe hy die woord ontvang het. Nou dink ek terug, Kobus, baie van ons, die Heilige Gees is uitgestort, maar baie van ons ontvang het nie eers nie. Hier was die Heilige Gees nog nie uitgestort nie, maar hulle ontvang reeds die Heilige Gees. En hoe honger en dors is ons om werklik die Heilige Gees te ontvang. En in die tyd wat ons leef, kan ons niks doen sonder die Heilige Gees. En waar jy moet beweeg, en nou John the Baptist is gevul met die Heilige Gees in die baarmoeder, want toe Mary by Elisabeth kom en vir haar sê van dat sy swanger is, toe liep die baba binne. En ek het dit een keer met my dogter gedoen, wat ek vir haar, wat Sion ook ongeveer 6 maande was, en ek sê dit net om vir julle te sê hoe God 'n waarmaker van sy woord is. Ek het daar gestaan en toe deel ek met haar hierdie deel, toe sê ek, as ek nou vir jou bid, sal Sion skop in jou maag, want as dit klaar besluit, dis 'n seun, en gaan hom Sion noem. In die oomblik toe ek vir haar bid, toe word haar oë so groot, en die volgende slag toe skop hy. Die skop hy. So in dit is ons se tyd. Nou, hierdie selfde John het 'n skrou, en sy skrou is to prepare the way for the Lord. Sy boekrol is om in die wildernis in te gaan en die eerste koms van Jesus aan te kondig. En hy het ingegaan, en wat het hy gesê? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ons kan hier lees, hy sê, it's written in the book of Isaiah, the words of the prophet, a voice of the one that is crying in the wilderness. Prepare the way for the Lord and make his path straight. So ek wil julle iets wys. So ek het 4 jaar terug, en ek wil net bietjie oor die profetiese tydlyne gesels, en die tyd wat ons leef,
om ons te bemoedig in hierdie tyd, en veral die evangeliste, en die wat uitgaan, nie net Kobus en Israel en Wilbur, hulle is evangeliste nie. Dis hoekom ons hier is, om vir julle te sê, we can miss the day of his visitation, want God kan ons roep hier as manne om uit te gaan en 'n woord daar buite te gaan bring, al is die woord daar buite om te sê, repent for the kingdom of heaven is at hand. Want in 1920, toe begin ons die woord kry, repent for the kingdom of heaven is at hand. En voordat ek hierdie vir julle wys, toe begin ek die woord kry, repent for the kingdom of heaven is at hand. Nou in dit gebeur die volgende, ons bid dit vir 4 jaar, as ek moet skat, 3-4 jaar, gereeld, en daai een lied wat ons al binne speel, wat jy gehoor het vanoggend, Werner is deel van dit. Ek kry daai lied van die revival van wat is die ou se naam? Belfast maak. Ja, ons sal nou op dit afkom. Maar nou wil ek julle wys. Terwyl ons dit bid, want hoekom bid ons? Repent for the kingdom of heaven is at hand. In 'n oomblik wys die Heilige Gees reveal vir my, dat John the Baptist het in die vlees gekom die eerste keer. Julle stem saam. Hy was in die natuur daar, natuurlike, natural. But he came in the spirit and in the power of Elijah. Isaiah 40. Maar dit was nie Elijah nie, dit was John the Baptist. So ons moet in die laaste dae weer in the spirit and in the power of Elijah moet ons weer die woord release. Maar die spirit of Elijah is the Holy Spirit. Hulle noem hom Spirit of Elijah because it came through Elijah the prophet, the Holy Spirit. Is julle met my, nee? Alright, so, in dit wat hy voice kom, kyk waar kom hy? Hy kom in the Spirit and the power of Elijah, die laaste vers in Malachi. Toe gaan die woord in die woestyn in, vir 400 jaar. En toe kom John the Baptist. Want wat ek vir julle wil sê, the Holy Spirit is in ons, om ons altyd. But the corporate Holy Spirit is in the womb, en hy is swanger geraak. Hy is conceived, conception take place, 2000 jaar terug. Maar die corporate Holy Spirit in the latter days must be poured out upon all flesh. En hy kan nie net enige tyd uitgestort word 1000 jaar of 500 jaar terug nie, want hy moet volle termyn loop, soos 'n vrou 40 weke moet loop. Lees julle Isaiah 40, 40 weke, Isaiah 40 ook. En 40 is 'n nommer van toets. So hoekom ek dit sê is vanoggend dat ons verstaan, the Holy Spirit is altyd daar, maar hy is 'n corporate outpouring, wanneer hy in barensnood moet wees, wat, soos Paulus sê, dat hy moet gestalte kry aan die nasies, want God gaan in die latter day, in die laaste dae, voordat sy seun terugkom, gaan hy dit uitstort, maar voordat hy die Heilige Gees uitstort, moet ons die voice wees, wat uitroep. So we have to become John the Baptist in the Spirit. Ek weet nie of dit vir julle sin maak nie. So daar moet 'n announcement wees, voordat hy die eerste keer kom, en daar moet 'n announcement wees, voordat hy die tweede keer kom. En wie het hom announce? John the Baptist. Wie het hom herken? Die Fariseërs of die skrifgeleerdes? Nee, die een wat in die woestyn was, wat gesê het, there's the Lamb, the Son of God. Stem julle saam? So nou die tweede keer, gaan hy nie net opdaag nie, daar moet 'n verwagting wees, en daar moet 'n people wees, 'n John the Baptist people, en ek hoor hierdie woord,
en ek gaan kyk op 'n ou se webwerf van Terry Bennett en hy sê Gabriel het by hom kom staan en ek het die video van dit. Hy sê Gabriel het by hom kom staan, maar hy sê terwyl hy by hom staan het Gabriel vir hom gaan sê go and search out my John the Baptist people in the nations. Maar ons het hierdie woord gekry toe kom ek op hierdie klip af. Nou in hierdie selfde bid ons hierdie lank en Tian Gerard se seun kom verlede jaar na my toe. Hy sê vir my ek bring Solo Suid-Afrika toe. Nou dis so goed ek vra nou vir Dirk, wie Solo? Ek bring Solo. Ek het nog nooit van Solo gehoor nie. Niemand het van Solo gehoor nie. Die vorige jaar bring hy Joshua Aaron hiernatoe en dit kos hom baie geld om daai ouens hier te kry of Joshua Aaron hier te kry, bekend in baie in die wêreld in kringe waar hy worship. Hy sê vir my een ding, hy sê Solo kom af, hulle betaal hulle eie vliegkaartjie, hulle vra niks toegang nie, hulle vra as jy wil gee jy lagoffering. Hy sê, maar dis hoe hulle lyk. En hy stuur hierdie vir my. They are no longer here, but we are here, responding to God's call. God has positioned us in the same desert to be this voice, advancing His kingdom in Israel and being a light to the nations. We're establishing a place of night and day prayer and worship for the local body of Messiah. We're writing and releasing new worship songs and other online content. Helping create a culture En ons roep uit the voice crying in the wilderness. En Vader stuur daai ouens van die Judean wilderness af. Bloemfontein. Hulle was in Kaapstad, dis hulle in Bloemfontein en ons soek 'n plek waar hulle Sondag aand kan wees wat nou verby is. En hulle raak die voice that's crying in the wilderness en ek kry 'n plek by Siloam en sonder dat ons verwag, daar gaan 700 mense op. En hulle sing in Hebreëus en hulle is net hier om 'n voice te kom release. Wow. Kyk daar, en is mense van oral in Suid-Afrika en Bloemfontein wat net opdaag. En dis nie eers nie, maar baie min mense het geweet van dit. So in dit is hulle maandagoggend hier. En ek vra hulle moet inkom. Ek moet bid oor hulle, moet ek vir hulle vertel van hierdie profetiese woord en die goed wat gebeur. En toe ek daar kom en wat ons bid oor the voice crying in the wilderness, prepare a way for the Lord. En hulle maak hierdie. Solo beteken prepare a way for the Lord. En in dit, dis Sondag, in dit weet ek, Gerard het gepraat van Bloemfontein, is 'n gate city, en Allewal is 'n key city, en die volgende oggend, nadat ons hier gebid het, dis Israel, Allewal Noord en Rooi is. So hulle begin in die, dis goed gebeur nie toevallig nie, maar ek is net bevoorreg om hierdie goed te sien, en laat ons dit kan deel om te sê, ons gaan nou in hierdie tyd in, wat die Heilige Gees in sy 40ste week is. Hy's in barensnood, wat hy gereed is, nie net om, as jy daar wat jy gaan uitbeweeg, gaan hy in die strate begin, uitgestort word. En hierdie is so amazing vir my om te sien. En die goed, ek wil kyk, ek het daai klip, dink ek, as ek hom kan kry, hiervan, ek wil vir julle wys, ek glo ek gaan hom hê, van Terry Bennett. Ek wil net vir julle dit wys. Okay, nou gaan ek vir julle iets anders ook sê. Want hierdie is alles confirmations en goed wat gebeur om julle opgewonde te maak. Terwyl daar so kan net op dis hier so by Matteus 3 vers 11 waar ons sê Jacobus sê ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur. Amen. So daai is baie belangrik om te weet. There's a forerunner.
So John the Baptist hy was net die forerunner to announce the king. En om die Messias aan te kondig. So, kom ek sê vir julle, Jesus Christus as Messias, kom nie voordat ons hom announce nie, en ons is reeds besig. Before the om aan te Lord kondig. returns, God the Father Baie told dink me hy from gaan the net throne. opdaag. Nee, hy gaan nie. without Hy gaan the, na die woord, die John the profesie Baptist gaan vessel, in maybe in the vervulling spirit and gaan. power of Elijah, Want my there's son would not cycles come and the first time, patterns. and he's not coming En ons moet again die until seisoene have this John the Baptist en die vessel. patrone He's not moet talking ons about a sien, singular ons moet dit vessel. verstaan. He's talking about a group of messengers worldwide. And he's talking about this vessel, the need for this vessel calling to me, quoting Malachi 3 directly to me from the throne. Don't you think it's time, he said, that you fulfill this scripture? Then those who feared the Lord spoke to one another, and a book of remembrance was written. They shall be mine, declares the Lord. This is Numbers 3, by the way. That's what God says to the Levites. I preserve the firstborn, and I take the Levites, and they scripture. Then those who feared the Lord spoke to one another, and a book of remembrance was written. They shall be mine, declares the Lord. En hierdie is amazing. Ek het hierdie van Terry Bennett gekry. En toe bid ons dit al 2 jaar en toe kry ek hierdie. Nou kan jy dink, as jy dit 2 jaar bid en die Heilige Gees begin hierdie confirm en jy sien iemand anders wat dit bevestig. Dit stuur net goed in jou. En terwyl jy dit bid, dan kom 'n volgende ou en hy sê, hoorie, wil julle nie hierdie ouens host in Bloemfontein nie? Dan sien ek maar, hoorie, dit wat hy host is, die woord is so, Vader se woord is so letterlik. Ons bid, dan stuur hy hulle, nie net van, hy stuur hulle nie van New York af, hy stuur hulle van die Judean Wilderness af. En een van die ouens wat die keyboard speel, sy naam is Levi, na 7 Oktober die aanval in Gaza, is hy in die Israeli weermag, en hy moet in 'n tonnel ingaan, om die tonnels te gaan skoonmaak. En toe hy die oggend in die tonnel moet ingaan, toe sê die bevelvoerder vir hom, ek wil jy moet so toe gaan. Maar as sy ander makkers, die ouens wat saam met hom is, gaan in die tonnel in. En daai oggend gaan en daai tonnel ontplof. Ja, en die makkers is oorlede en hy is Sondag daar om die getuie te wees. Ja. Wow. En hy is 'n Messiaanse Jood. Hulle almal glo in Jesus. Dis hoekom hulle verstaan John the Baptist to announce dit. En dit wat ons moet verstaan is, ons leef in hierdie tyd. Ons sien dit tasbaar om ons. Ons sien dis hulle Kobus hulle uitgaan en as die woord uitgaan, die woord kom in vervulling. So hierdie moet ons ster en sê, is ek toevallig hier in hierdie stad, is ons daar om te play church of is daar om die kerk te wees? So, dis wat ek wil sê, Kobus op jou hart. Yes, ek sien ook baie mense is verhard. Ja. Met religion, hulle is vasgevang. Ja. En ek weet ek het die plekke, ek weet waar ek preek, dan as ek preek en die mense sien is ek kan loop van hulle uit. Maar dit is 'n keuse. Ja. Sondag ek weet iemand wat ek counsel het en ek het nie die persoon gesien nie en ek het met die persoon gesit en elke keer as ek met die persoon praat dan sê sy, man, ek weet hierdie goede, leer my, help my met goed, dan sê ek dit, dan sê sy, man, ek weet hierdie goede. Sondag, Debbie sê, toe ek op die preekstoel staan, toe spring hy vrou op, dan gaan sy. As jy vasgevang is, as jy nie teachable is nie, sorry, you're gonna pay the price. Ja. Jy moet altyd oop wees om te leer. Soos Jakobus sê, moet afhanklik wees. Yes. Die Here by jou. My preek het gegaan oor hierdie boek. As jy nie hier vashou nie, dan weet ek nie wie is jou source nie. Jy weet wat's interessant van the ministry of John the Baptist.
is die ministerie wat Kobus nou van praat. Die ministerie van John the Baptist was the ministry in the wilderness. Ja. John the Baptist het nie na die fariseërs en skrifgeleerdes gegaan nie. Hulle het na hom toe gegaan. Maar nie om te kry nie, omdat hulle jaloers en nuuskierig was. Dis hoekom hulle gegaan het. En dieselfde, want Jesus het John gevra, wat sy pa en ma was al twee leviete. So, John was eintlik 'n Zadok priest gewees. Ek wil hierdie vir julle wys. Hy was 'n Zadok priest. Zadok beteken righteousness. En die Zadok priest, die Levite priest, moet vir Jesus doop. Nie omdat daar sonde was nie, sodat righteousness can be fulfilled. Sodat Jesus as die hoëpriester van Melchisedek die priesterrol kan terugvat wat die leviete gehad het, toe hulle dit nie wou gehad het nie. So die priestly orde, so dis belangrik met doop, is een van die goed wat ons sien waar die mense opstaan. Israel doen die crusades. Die groot ding wat opgestaan het in die verdeler was, is die doop. Want die vyand weet, jy gaan in jou priesterorde in, as jy onder die water ingaan. So nou kom Jesus in Luke 14:25. Hy sê daar, and a great multitudes with him, and he turned and he said to them. Jy sien, daar was baie agter hom gewees, maar nou is dit waarby ons uitkom. Ons leef in hierdie tyd wat baie weet, baie wil hom volg, maar vir die verkeerde redes. Stem julle saam? Baie wil hom volg vir hulle eie gewin. So in dit wat hom wil volg vir hulle eie, is hy die een wat 'n divider wil bring. Hy weet baie, hy sien hierdie multitude en hy sien baie volg hom. Maar hy weet baie wat hom volg hom vir die verkeerde rede. En om 'n onderskeiding te tref, soos wat Kobus sê, die woord gaan nou uit. Kyk wat sê die woord daarna. If any man come after me and hate not his father and mother and his children and his brethren and his sister and his own life, he cannot be my disciple. And whosoever do not bear his cross. Jy sien, as jy iemand terugvat na die kruis toe, dan is dit waar die tyre en die teer, dis daar waar die verdeler kom, om terug te gaan na die kruis toe. And who bear not his own cross and come after me, cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower sitteth down and counteth the cost, wherever you have suffered, and sufficient to finish it. En jy sal sien, en as ons verder aanlees, gaan jy sien, en baie het omgedraai, en gesê, die woord is te hard om te volg, en hulle het minder geword. Ja. So die waarheid is 'n verdeler. Spirit and truth. So dis in die tyd waar ons ingaan en sê, want ons leef in die regte tyd. Ek glo met my hele hart, ons is op die regte plek as ons hier vanoggend sit. Ek is net die buis. Kobus is die buis. Dis elkeen van ons. We are only the voice. Ons is net die kanaal. Want ek wil nie eens hier wees en praat nie. Ek wil net hê die Heilige Gees moet net release. So, Ja, ons is niks sonder hom nie. niks. Niks. Daar hier kom maar, ek meen as jy sien wat die Here my hande doen, ek is Ja. nie so talentvol nie. Ek wil dit kan doen nie, maar met hom gebeur die goeie wat ek staan in awe. Ja. Ek kan sien hoe die Here werk en 'n wonderwerk wat gebeur is my net so groot as wat enige aanhou staan. Want dit is nie ek wat dit doen nie, dis hy wat dit doen. Ja. En ek kan sien hoe amazing God is. Ja. Dis hoekom ek sê Ja. ek kan nie net hom preek nie, ek kan hom demonstreer ook. Ja. En want hy leef in ons. Hy wil brag deur ons. Ja. Te wys, hey man, ek is 'n God wat lewe. Ja, hy voorsien deur jou, doen alles. Mohammed is begrawe, die graf is nog steeds daar. Al hierdie ander gode. Jesus in is leeg. Dis jy kan deel.
Al wat ek kan sê is, this is the time. En 3 maal het God het kom bevestig in Suid-Afrika, Kaapstad, hier en Pretoria. Ja. It is time. Ja. So Ja. there's no more time to wait. Nee. Go with the message. Ja. Give it out. Ek kan ook net sê van Saterdagoggend op ons conference gehad het. Vroeg wat 2, 3 oggend maak hier my wakker, maar ek het eers 'n droom gehad van 'n wedding feest en almal is besig om 'n fees te hê en alles en die bruidegomsraad gaan 'n fotoshoot doen en alles en iewers maak hier my wakker en ek gaan my bruid kom haal. Ja. Ek het gesnik. Ek was ek het daai gevoelens nog nooit gehad nie. Ek was en maandagooggend oom Angus se devotion ook gaan Ja. presies oor die bruid ook alles wat hy Amen. ja, dit Wow. was Jy sien die Heilige Gees begin hy begin die disippels voor te berei en met drome en visies wat inkom. Ek wil net sê, ek dink dit is regtig, die tyd is daar. Ons moet onderskei tussen kerk en die bruid. Ja. It's not the same. No, Die bruid the sal uit church die and the kerk bride. uitkom. Yep. Ja. Dit is nie die heel kerk No. sulks nie. Die skrif wat in die Bybel, ek wil dit net lees, né? Die Bybel sê in Matteus 13 the parable of the sower. As jy nou sit in die kerk en ek weet ek was myself ook daar gewees dat jy gaan kerk toe leeg en jy gaan leeg uit. Jy het niks geleer nie, jy het niks eers gegroei of whatever nie. Want die Bybel sê hierso, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. But he who receives the seed on stony places, daai verharde mense. Ja. This is he who hears the word and immediately receives it with joy. Hoeveel mense spring op, jump up and down, they get excited when the Spirit comes upon them that moment. And then, yet has no root in himself, but endures only for a while. So when tribulation, persecution arises because of the word, immediately he stumbles. This people, I see they don't know the Bible. There's no root in them. There's no word in them. They only take the Bible, and many people, when I speak to them, they read the devotion. It's one scripture, and they read. I said, close that book. Read your Bible. Here's the right source. Ja. You will never grow there. Take this Bible and grow. And if I say always, read 10 chapters a day. It's easy. What 10 chapters? I maybe read 3 or 5 sentences. No, you must read 10, at least 10 chapters. You can, and eventually it becomes a habit. You don't want to stop. And that's the only thing that gives growth is the Bible. With the Spirit, not without the Spirit. You must work with the author. And when you're rooted, when tribulations come, it doesn't press you down, it reveals you as a son of God. Then you know, in your crisis, Christ is in the crisis. You don't have to fear. A mind-boggling thing for me is that Daniel 3, Shadrach, Meshach, and Abednego that was thrown into the fiery furnace. Their faith. Oh, you don't need to explain us to yourself, O King, but our God, whom we serve, is well able to deliver us from you. I mean, the words of faith, they unconditionally trusted God. And trials and tribulations is on its way. Things is going to get worse soon. Will you be able to walk there? To endure? Weet jy wat is by die vers 12 sê? Elkeen met 'n vrugbare lewe in Jesus Christus wil lewe sal vervolg word. And the other problem is, if there's no seed in the earth, you're not going to pour water in because it means nothing. It's got to be seed so that the water can bring it forth. So if Father's going to pour out His Spirit as water, there's got to be seed inside of us. And that's the seed. The sower, it went forth, it was the Word of God He was sowing.
So we need the seed inside of us so that the spirit Uncorruptible. can uncorruptible. It's true. Amen. Ek wil met julle iets deel. As julle kyk daar, wat onthou net die woord van God is nie lineair nie. Hy's cyclical. Hy loop in 'n sirkel. Hy sê vir ons in Prediker 1 vers 8, wat is sal weer wees. So as daar eerste koms is, kom hy terug vir 'n tweede koms. As Isaac sy seun op die Tempelberg gesacrifice het, gevat hom, dan was daar weer 'n sacrifice. If there was a early rain, there will be a latter rain. So die woord loop nie aan nie, hy loop in sirkel, hy kom terug, hy herhaal homself. So as daar met die tyd van Jesus Fariseërs was, early days, ancient time, Pharisees, gaan ons in ons tyd modern day Pharisees. Ons leef binne in hierdie tyd van vervolging. En die vervolging is nie buite nie, die vervolging is binne in die kerk. En hoekom ek dit vir julle sê, jy kan daar binne, kyk daai ek het so 'n ding getrek, het julle sien. Sien julle daar is die tempel, sien julle daar is Jerusalem. Alright, so die tempel was the most holy place, waar die Fariseërs en die skrifgeleerdes aanbid het. Maar wat gebeur het daar? In daai tyd het die Fariseërs en die skrifgeleerdes, daar was, kom ons noem dit sektes, het hulle 'n groep uitgedryf wat hulle nie meer daar wou hê nie, want hierdie groep Fariseërs het uit Babylon uitgekom, en the Zadok priests kon nie meer op hulle kalender gewerk het nie, en hulle het hulle uitgedryf in die woestyn in. Dis waar John the Baptist was, by 'n plek by die Dooie See met die naam van Qumran. Nou, die Dooie See is nou net buite daai twee tekentjies wat staan, Bethany, Bethpage. As jy nou regs gaan, op wat nie wys op daai kaartie, dan wys hy vir jou die Dooie See. Maar hoekom ek nou vir jou daai twee stede wys en Jerusalem wys? As ons in die skrif lees, dan weet ons wie kom van Bethany af, as jy die skrif lees. Lazarus. So Lazarus kom daarvan af, en wie kom nog van daar af? Mary en Martha. So nou kom in, alright, en nou bo dit, links bo dit staan daar 'n plek met die naam van Bethphage of Bethphage. So Bethlehem beteken house. Bethlehem, house of bread. So nou sien jy Bethphage, Bethany. Bethphage beteken house of the green figs, huis van die groen vye. Bethany beteken house of the ripe figs. So hier's twee huise met vye. En ons weet Jesus het die vyeboom vervloek. Ja. Maar ons weet jy kan nie 'n groen vy eet nie. Nou wie het in Bethphage gebly? Die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle het daar gebly. So Jesus kom van Jericho af. Ek wil net vir julle introduseer, hierdie is baie interessant. Toe hy vir Saggeus die boom kry. Hier's Jericho, hier kom hy van Jericho af. Hy gaan deur Bethphage en hy gaan Bethany toe vir die aand. Hy gaan oornag nie by die sinode nie. Jy sien hoe die sinode stry in Suid-Afrika vandag. Die ene in Namibië gaan uit en daai ene gaan uit en hierdie sinode ontbind en hulle is heeltyd in stryery. Hy gaan verby daai en hy gaan Bethany toe en hy gaan oornag daar. En daar kry hy twee vroue en die een is besig met die dinge van die Here en die ander een wil by sy voete uitkom. En dis net vir my interessant, waar jy verby die groen vye, ryk vye en in die huis van sy vriend, Lazarus. En ek sien, buite Lazarus wat hy 'n vriend noem, wat hy Abraham ook 'n vriend genoem. Ja. En hy gaan, en daar gebeur daai incident wat Mary kom, wat so diep is, wat sy ingaan
Sy vergeet van alles, al wat sy doen. Soos wat Kobus sê, al wat sy belangstel, sy wil by die woord uitkom. Sy wil by die lewende woord, sy wil by Jesus uitkom by sy voete. So die oomblik as ons sien, as ons hierin is, dan kom ons by sy voete uit. En baie interessant, nou stuur hy, onthou jy stuur 2 witnesses uit, nou moet hulle die donkie gaan haal, om hom in Jerusalem ons in te vat. So waar is die donkie? Bethphage. Baie interessant, hy gaan sit, donkie is 'n simbool van 'n servant. Hy gaan sit die grootste servant in 'n dier wat jy kry, gaan sit hy in Bethphage, en hy gaan in, hulle gaan in daar, en hulle vra, hy sê klaar vir hulle voor die tyd, as julle daar kom en iemand vra vir julle, hoekom, wat kom maak julle met die donkie, dan sê hulle, my meester het hom nodig. En hy gaan in daar, en hulle vra, wie het hom nodig? Nee, my meester het hom nodig. Hulle kibbel nie, wat doen hulle? Die Heilige Gees moes in daai man gewees het. Weet, daai man is geroep voor die grondlegging van die aarde. Al sy grootste skrou is to hand over the donkey for the master. So wat is jou skrou vanoggend? So nou moet ons nie, we cannot miss the day of his visitation. En daai donkie het minnet hy geweet die dag toe hy gebore was, wie gaan op sy reg ry? So, ja, en die woord is net so groot, en nou kom hy, en hy gaan in Jerusalem in, en hulle skree, Hosanna, Hosanna, Hosanna. So wat skree die ander? Bly stil. Hy skree vir die menigtes. Hy sê, as julle stil bly, as julle nie stil bly nie, as julle stil bly, dan gaan die klippe uitroep. En dan kom in Jerusalem en die Heilige Gees, ons het klippe opgetel, die hele ding is vol klippe, want elke klip daar, om die draai, vir elke plek in Jerusalem, elke klip het 'n sound and a voice. Dis hoekom toe ons Masada toe gaan en Auschwitz toe, het ek klippe gekry, plekke waar jy in jou binnekamer uitroep, as jy die klippe neersit, die voice is klaar rekord. Ek meen, Chris, dit wat hy nou doen, 6000 jaar later, is al technology, want Jesus het gesê, daai recording is al klaar in die klippe gesit. Dis binne my skraal, binne jou DNA, elke woord gaan jy verantwoording doen, is klaar in die hemel opgerekord. So, it's just amazing to serve this God. Ja, Amen. Ons is opgewonde, maar nou al wat ek vir julle sê, ek weet, julle, ek is opgewonde oor die tyd wat, ek is opgewonde oor die tyd wat voorlê. Ek is opgewonde, as ek sien, jy sien ons, hierdie goed wat die koerante vir ons wys, is die goed wat hier gebeur, dis klaar daarbo besluit. Suid-Afrika gaan verander, kyk daar links, kyk daar verander. The Valley of Achor. Valley of Achor, dis Suid-Afrika, word become a door of hope. Dis nation, daar is daai deur, Kaapstad. Ek het iemand 'n week terug het vir ons hy skildery maak as profeties om hier te staan. En in the Valley of Achor is waar Ziklag, waar Joshua, waar hulle pak gekry het. In Judges 7 by Ziklag, kry hulle pak daar. En toe kom hulle in Hosea 2:15. Kom ons sluit af vanoggend, Hosea 2:15. Nou God sê vir ons, hy sê, I'm going to change this nation. Okay, kom ons gaan net eers hier na hierdie in Zephaniah 2, Zephaniah 3:10. Ek gaan nou vir julle wys. Hierdie is die mandaat wat ek lang terug, wat Gerard gegee het. From beyond the rivers of Ethiopia, Afrika, my suppliants, even my daughters of my dispersed shall bring me an offering. Wat is die suidste punt in Afrika? Kaapstad. So die offer moet opgaan in die laaste dae. Hierdie is 'n messianic verse. Uit Afrika uit moet daar verlossing kom. Want Afrika was die hiding place
vir Moses. Afrika was die hiding place vir Jesus, vir Christus. It's a set apart place. This nation has been called, Hosea 2:10. Therefore, behold, I will allure her. Dat jy kan dit persoonlik maak vir jou eie lewe. Jy kan dit corporate vat en sê vir Suid-Afrika en jy kan dit terugvat na Israel toe, want dit is Israel eintlik. Maar jy kan dit persoonlik maak, want dit is Afrika hierdie. I will allure her and I will bring her to the wilderness. Sien julle wat gebeur in die wilderness? As jy daar gaan sit, die wat al in die woestyn gesit het en jy die oomblik as jy skree, as klank trek hy die verste in daai stilte van 'n woestyn. Hy trek kilometers wat jy kan hoor. Hy sê I will allure her and I will bring her to the wilderness and speak comfortably to her and I will give her vineyards from thence and that the valley of Achor will be a door of hope. So ek en jy sit hier vanoggend. Kobus het sy getuienis, ek het my getuienis, Des het sy getuienis. Elkeen van ons, as ek weet waar hy uitgehaal is, as hy weet waar ek uitgehaal is, wat jy by daai plek van distress nou hou, uit die vuur uitgepluk. Nou dis jy wat weet waar jy was. God wil jou juis gebruik uit daai diepste put van ellende. And he wants to use you this morning. And that the valley of Achor will be a door of hope. Hy gebruik nie 'n plek wat heilig is nie. Hy gebruik hierdie plek waar die grootste nederlaag gelei het. Sê hy, this will become a door of hope, and she shall bring there, as in the days of her youth, as in the day when she came out of Egypt. Hallelujah. Bring hope to the hopeless. Ja. Ja. En is baie interessant. Ek het 'n hele ding gedoen. Ek wil julle net hier wys. Het ons nog 'n minuut voor ons afsluit. Kan ek julle gou iets wys? Alright, kom ek wys julle gou. Hierdie gaan julle mind blow. Alright. Hierdie is 'n plek in die woestyn. Want sien julle daai? Hierdie is Qumran. Wie van julle ken Qumran? Jy kan jou hand, as jy hom nie ken nie, sê ek gou vir julle. By die Dooie See was hierdie groep waar John the Baptist deel was, die Essenes. En hulle het al die tempelgeskrifte in die testamente van die patriargs en hulle die woord, Jesaja, die scrolls, alles was in boekrolle, het hulle gevat en hulle het dit nie in die tempel gehou nie, hulle was die Zadok-priest, hulle het dit woestyn toe gevat en hulle het dit in potte, kleipotte gaan sit. En hulle gaan sit in die kleipotte, gaan sit hulle binne in die caves. Die clay jars. En in 1948, Israel het 'n nasie geword in 1948. 1947-48 kom daar's skaapwagters hier, Psalm 23 wat hier loop. Noem hulle Bedouin wagtertjies. En een van hulle soek sy skaap en hy kry hom nie. En hy vat 'n klip en hy gooi hom in een van die grotte in. En toe hom ingooi toe hoor hy maak so klink. Hy tref iets. En hy klim in die grot in. En hy sien hier's klein jars. En hy begin hulle uithaal. En daai klein jars kom op iemand anders kry dit en hulle is Britannië toe, daarna toe. En hulle sê nee, maar hierdie is ou antieke rolle. En hulle stuur hulle New York toe. So op die aand wat Israel 'n nasie word in 1948, toe kom die labs in, ek dink dit was in New York van Amerika, dis hulle, hierdie scrolls kom uit daai era uit 2000 jaar terug. En as jy die scroll van Isaiah vat en jy maak hom oop en jy lees hom 2000 jaar terug en jy vat jou woord van Isaiah, sy woord vir woord dieselfde. Dis die grootste bevinding wat hulle gekry het. So in hierdie het hulle 'n scroll gekry.
Hulle noem dit 'n copper scroll, maar hulle het in 1952 het hom ontdek. Dit was in 'n koperrol gewees en hulle maak hom oop. En hulle sien hierdie ding is 'n treasure hunt, maar niemand weet hoe om by die plek uit te kom nie. By die treasure hunt. Ek wil julle nou wys, gaan julle net die slide wys van dit wat julle sien. Dit is baie amazing wat. Alright. Die ouens wat die scrolls, hulle het gaan kyk, hierdie scrolls, hier staan dit in Jeremia 25. Jeremia en 4 ander profete het gegaan. Hulle het daai boekrolle gaan wegsteek. Hulle het dit in die grond te gaan insit. En in daai tyd kom hulle, daar's Qumran in KF1, daar het hulle 'n kopperskrul gekry wat soos 'n treasure hunt lyk. Hier's Qumran. Hier's die community vandag hoe hy lyk. Nou interessant, daar's 'n lied van bad en dan wys dit vir jou hierdie treasure hunt. Waartoe gaan hierdie ding? Niemand weet vir jare waartoe hy gaan nie. In 'n speurder van Amerika. Hier's 'n treasure map. Daar's die skrul oopgemaak wat hulle na 2000 jaar gekry het en hom skoon gemaak het. En daar kom 'n speurder en 'n ou wat helikopters gevlieg het. En hy ken koördinate en hy begin hierdie ding te volg. En in wat hy volg, kom hy en hy kry hier's die skrifte wat daar staan. En hy sê, okay, hierdie skrul vat hulle die treasure map na 'n plek toe by the Valley of Achor. En hulle kom agter al die goud. Daar's iets soos 70,000 kilogram goud en silwer en eerste tempelgoed is weggesteek in hierdie skrul. En in daai Valley of Achor sien hulle maar hier's 'n plek, maar hulle daar hier moet 'n tonnel gewees het, maar dit is toegemaak. En hy gaan koop van hierdie, iemand sponsor hom dit, hulle betaal 500,000 om die non-metal goed te detect, want hy's 'n speurder, hy gaan 25-20 meter onder die grond gaan. En hulle detect in daai valley al hierdie goed, wat hulle glo is daai goud. Maar nou sit hulle, hierdie vallei is die Wesbank en Jordanië claim dit nog as deel van hulle. En die rabbis kom diep, hy sê die red tyd wat hy moes deurgegaan voordat hy hierdie kopperskraal, voordat hy kon gesê het, want jy moet na die antiquities toe gaan. As jy in Israel is en jy's nie 'n Jood nie, kan jy kan nie gaan soek nie. Hy kry 'n rabbi of iemand daar wat sê maar ek sal gaan in hierdie detektor gaan loop. En hulle kry al daai goed wat daar lê. Maar hulle kan dit nie grawe nie. Nou met wat in Gaza gebeur, is eintlik die punt wat ek maak. Wat nou met Gaza wat verlate is, met Trump alles. En ek het nou 'n week, 2 weke terug geluister, sê hulle die tyd is daar wat hulle nou enige dag gaan en gaan bepaal in die treasures. Kyk wat daar. So hierdie wat ek eintlik probeer sê is dat hierdie is spiritual, maar God gaan so ver. En my vraag is net, gaan dat hierdie plek van destruction 'n dorp oud wees wat hulle dit nog gaan ontdek en sê, maar hier lê dan al die elemente en al die goud en die silwer wat al die jare wat weggeberg is, lê daar in die dorp oud. So wat ek net sê is in hierdie woord, soos wat Kobus sê, lees die woord. Die woord kan ons letterlik opvat. Letterlik. Amen. Seker. Amen. Lees in die woord. Dis Alright. So ons kan afsluit. Kobus, dankie vir julle geduld. Ons het so bietjie afgedwaal by wat, maar ek dink ons kom terug. Ons stuur net om die manne net te bemoedig. Julle is in die regte stad. Julle is in die regte plek. Don't miss the day of his visitation. Luke 19:44. Ek het dit nou
Ek het dit gaan sien. Bloemfontein is mos die geboorte. Yes, we are in the birthing city. And lay down even the ground and the children, and they shall not leave in thee in one stone another, because you knoweth not the time of his visitation. Sjoe. Jy sien, daar is, jy kan alles hê. Jy kan alles hê, but you can miss the time of his visitation. Ja. So dis die gebed wat ons moet bid. Ons ja. So kom in die parable van ons moet dis bietjie tyd dat ons daai parable van die weddings gaan. Die onwelkome gas, maar die ander parable wat belangrik is, jou kleed moet reg wees, en die ander parable wat belangrik is dat die servant gaan uit en hy gaan nooi almal uit vir die wedding feast. En niemand woon die uitnodiging by nie. En hierdie koning is woedend en hy sê, stuur hulle uit na die highways en die byways. Ons leef in daai ure. Baie waar. Stuur hulle uit in die marketplace. Dis eintlik jammer, nee. Die wat uitgenooi was eerstens. Ja. Tyd kom van die bruidegom. Ja. Elkeen 'n verskoning. Ja. Kan nie nou kom nie. Kan nie nou Dit gebeur vandag. Aanhoudend. Here gee vir ons almal karre en ons kan nie kerk toe ry nie. Ons kan al die ander goed toe ry wat nie van waarde is nie. Ja. Maar die goed wat hy vir ons gee om dit maklik te maak vir ons om by sy kerk uit te kom, om te gaan werk, om te gaan doen. Ja. Ons is baie ondankbare mense. Ek weet stop 3 weke terug in die reën. Kom hy kindertjies om lewende woord te kry, nie brood wat hulle maag kan volmaak. In die reën. Die staan hulle daar. En ek en Baron kyk so van mekaar, ons huil. Ek sê Vader, waar's ons? Waar's ons Afrikaners? Ons het 'n karsesleutel. Reën dit effens, dan sê ek nee, ek gaan nie vanoggend uit nie. Ja. Ek sê hulle loop in die reën, hulle gaan staan daar. Hulle wil ontvang. They want to receive him. Waar's ons? Sure. Amen. Kobus, gaan jy sê afsluit. Ja. Father, we thank you for your living written word, Hallelujah. your infallible word that you gave to us, Lord. That the information inside of it, Lord, that we can use it with wisdom. Hallelujah. That we can apply your word, that we can become doers of your word, that we also be that John the Baptist, that we make the way for you, Lord. For your Hallelujah. coming. Hallelujah. And Lord, that you will work through us to touch people, to change them supernaturally, because you are the supernatural God, the God of the impossible, that makes it possible and doable. Lord, we are in your kingdom. Thank you, Holy Spirit. We walk with you. We abide in you. And the Bible says you abide in us. Father, we thank you for this day. Yeah. And Lord, we are hungry for more of you. And your Bible says, Lord, you are a rewarder for those who diligently seek you. We seek you with everything inside of us, Lord, to receive more of you, that we can become less. Lord, that people that will see us, that they will want what we have. That people can see there's a difference. We are not of the world. Yes. We do Thank not you, walk Lord. as the Thank you, world, but Lord. we walk Thank you, Lord. differently, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Holy Spirit. Bless each and every Thank you, one that Lord. sits around this table this morning. Also each and every one that enters this place in the name of Jesus, supernaturally. That hunger will come upon them supernaturally in the name of Jesus. Supernaturally. Lord, I thank you that they will experience your presence. When they will experience your presence, Lord, something will happen to them. That they will come and inquire, what is this? What must I do? Yes. What must I do? Because something has happened. I heard something, but I do not understand. But please help me. Yes, Lord, that we are ready. We are ready to assist. We are ready to talk. We are ready to walk. Ready to do.
Bless each and every one, yeah, Lord, in Jesus' name. And Holy Spirit, we decree and declare we are nothing without you, but we are powerful vessels with you. Thank you that you will use us. Send the people that is in need of you. Send them to us. In the name of Jesus. Father, thank you. Thank you for your word. Thank you for the word that Andre delivered this morning. And that seed become a harvest in our hearts in Jesus' name. We glorify you, we magnify you in Jesus' name. Amen. Amen and amen. God bless you all. Amen. Baie dankie.